In die nuus vanaand. Die voormalige persoonlike assistent van die oud-Vrystaatse premier, Ys Magashule, Morowari Cholota, sy uitlewering onwettig verklaar. Die owerhede in die VSA ondersoek die dood van 'n Suid-Afrikaanse vrou, Kim Whitetown, in West Virginia. Goeienaand en baie welkom by die Afrikaanse nuus. Die Vrystaatse Hooggeregshof in Bloemfontein het die nasionale vervolgingsgesag behoorlik geroskam oor die wyse waarop die uitlewering van Morowari Cholota uit die VSA hanteer was. Die hof het beslis dat haar uitlewering onwettig was. Cholota, die voormalige persoonlike assistent van die oud-Vrystaatse premier, Ys Magashule, is dus in wese vrygespreek. Regter Philip Loubser sê die NVG moes geweet het dat slegs die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling die magte het om 'n uitleweringsbevel vanaf die Amerikaanse regering te verkry. Loubser sê die NVG moes ook ag geslaan het op 'n rigtinggewende uitspraak deur die Appelhof, slegs 2 maande voordat die NVG die uitlewering versoek het. Loubser sê die staat het misluk om te bewys dat prosedures gevolg is om Cholota uit te lewer vir asbesdakverwyderingssaak van R255 miljoen. Die staat kon ook nie getuienis bied oor die proses wat gevolg is om Cholota na die land terug te bring nie. Loubser sê die Suid-Afrikaanse howe moet verbied word om Cholota te verhoor, aangesien die staat valse inligting aan die Amerikaanse owerhede oor haar uitleweringssaak verskaf het. Cholota het na die uitspraak in trane uitgebars. Consequently, I have to find that the prosecution has not proven beyond reasonable doubt or at all that there was a valid and lawful request from the Republic of South Africa for the extradition of Ms. Cholota from the United States of America. It follows that if there was not a valid and lawful request for extradition, then the extradition itself was without any basis and therefore unlawful. Loubser het self so ver gegaan as om Cholota se prokureur aan te haal, wat na die saak as doodgebore verwys het op grond van wangedrag deur die aanklaer in die hantering van die uitlewering. Cholota se regsverteenwoordiger sê, hulle het nog altyd geweet hulle het 'n sterk saak teen die staat. We have never even a single day doubted her whatever she was telling us. Even when we consulted with her while she was still behind bars in prison. We believe her story. Cholota se familie is verlig. We feel very grateful as the family because it has been a long road. I remember when I was making the last interview, I said we are going to win this case. Die NVG bestudeer tans die uitspraak. Hulle appeleer teen die uitspraak wat bepaal dat slegs die minister van Justisie die magte het om aansoek te doen vir 'n uitleweringsbevel vanuit 'n ander land. We'll have to regroup as a team and reflect on the judgment and see if we can identify grounds upon which the judgment could be appealed given its impact. Intussen sê Magashule, hy wil hê die saak moet voortgaan sodat sy onskuld deur 'n hof bewys word. I've said I want my day in court because out there in the public books were written about me. I'm corrupt, I've received 10 million. The charges are still there. Morowari refused to implicate me. There are many who refuse to implicate me. And in terms of the list of state witnesses, I don't know. I so wish even that one who wrote books, Louis Liebenberg, Mayberg might actually be called. In fact, I will ask the court, if possible, to call that chap and to call all those who appeared before Zondo Commission. Die hoofverhoor van die asbesdakverwyderingssaak gaan môre in die Vrystaatse Hooggeregshof voort. Magashule, die voormalige LER vir menslike nedersettings, Ollie Mlamleli, die sakeman Edwin Sodi en 14 ander staan tereg in die saak. Die Hooggeregshof in Pietermaritzburg het die aansoeke van oud-president Jacob Zuma en die Franse wapenmaatskappy Thales van die hand gewys waar volgens hulle aangevoer het dat hulle nie 'n regverdige verhoor sal kry na die dood van sleutelgetuies nie. Thales het aangevoer dat die dood van sy direkteure in Suid-Afrika in die 1990s en vroeg 2000, Pierre Moynot en Alain Theta, dit die maatskappy onmoontlik gemaak het om die staat se getuienis te betwis.
Zuma en Thales staan tereg op aanklagte wat korrupsie en rampokkery wat verband hou met die multimiljardrandse wapentransaksie in 1999. Regter Nkosinati Cele het beslis dat hy nie bevoeg is om die vervolging van 'n beskuldigde te stop nie, soos versoek deur die Franse wapenmaatskappy Thales nie. I am of the view that in a request that will result in the acquittal of an accused person without production of evidence in a matter of such a magnitude, the societal interest is but one of the factors that the court should view in a serious light. The Constitutional Court further held that a factor that is of central significance should always be the nature of the offence. Die hof sê dis spekulatief in die stadium om te sê dat Zuma se voormalige finansiële adviseur, Schabir Shaik, en ander Thales werknemers nie die verdediging se saak kan bevorder nie. Thales het aangevoer dat die getuienis van ander werknemers geen waarde vir sy verdediging sou hê nie. For an accused person applying for a permanent stay to rely on hypothecated prejudice, it must be actual significant prejudice. The actual position regarding the value to be attached to the evidence sought to be adduced by Thales will only be known once that evidence has been presented. Die saak is tot 4 Desember uitgestel om Thales en Zuma die tyd te bied om te besluit of hulle aansoek wil doen om verlof tot appel teen die uitspraak. Die Umkhonto we Sizwe party het nog nie bekend gemaak wie as sekretaris-generaal gaan oorneem nadat Floyd Shivambu uit sy ampt verwyder is nie. Die MK-party het Shivambu na die parlement ontplooi. Die party sê hy het besluit en het hierdie besluit geneem na Floyd se besoek aan die voortvlugtende pastoor Shepherd Bushiri in Malawi. Shivambu het in November die EFF verlaat om by die MKP aan te sluit, maar daar was vele klagtes oor sy bestuurstyl. MK-leier Jacob Zuma se dogter en MKP parlementslid Duduzile Zuma Zabutla moes in die openbaar verskoning vra nadat sy in April op sosiale media teen Shivambu uitgevaar het. Die voorval het spanning in die party veroorsaak nadat 'n MKP-raadslid van Noordwes ook vir Shivambu in 'n sosiale media plaaslik aangeval het. Dit was egter die besoek aan die voortvlugtende pastoor Bushiri oor Paasnaweek wat die party aanvoer as rede waarom hy geskei word. They were complaining. There were quite a number of the letters that came unhappy. They said a number of things. Because we were busy, this party, Umkhonto we Sizwe, was a very, very busy party. So we did not have time to leave what we were doing and jump to say what is happening. So we continued doing our work. They came, I think, almost 3 times worried about this. Shivambu het die party bedank vir die geleentheid om as sekretaris-generaal te dien. Die Suid-Afrikaanse ekonomie het in die eerste kwartaal effens kop opgetel. Data van Statistiek Suid-Afrika toon dat die bruto binnelandse produk in die eerste 3 maande van die jaar met 0,1% toegeneem het. Die landboubedryf het met 15,8% die grootste bydrae tot die jongste BBP-data gelewer. Betekenisvolle groei ontwyk egter steeds die plaaslike ekonomie. Slegs 4 sektore het groei aangeteken. Vervaardiging en mynbou is egter steeds onder druk met petroleum, chemiese produkte, voedsel en drank, sowel as motorvoertuie, onderdele en bykomstighede wat die grootste negatiewe bydraers was. Our economy is not growing sufficiently enough. So it is easy for it to slide to the negative at any given point. And I think that's what the commentators that I spoke about were talking about from yesterday all the way to this morning while they awaited the release of this number. Die ongunstige globale handelsomgewing plaas 'n verdere demper op ekonomiese groei.
We are still expecting some improvement in economic growth over the course of this year. Of course, we know that the first quarter was characterized by extreme levels of uncertainty stemming from both domestic and global factors. However, we remain concerned about downside risks to near-term growth. Landbouekonome is optimisties oor die sektor, maar meen daar is steeds uitdagings. Overall, when we are thinking about agriculture, the numbers are looking good. The key catalyst, though, behind all of this is the favorable weather conditions that have supported it. Now, the one aspect that will change the dynamics a little bit in some of the quarters that are yet to come is the foot and mouth disease, which is affecting the livestock industry. Die data toon dat besighede en die regering 1,7% minder belê het in bates soos nuwe geboue, masjinerie en vervoertoerusting. 'n Daling in die brandstofprys tree om middernag in werking, ondanks die verhoging in die brandstofheffing vir die 2025-26 begroting. Die Departement van Minerale en Petroleumbronne het 'n daling van 5 sent per liter vir beide 93 en 95 oktaan petrol aangekondig. Diesel is 37 sent 'n liter goedkoper en parafin daal met 75 sent 'n liter. Die aankondiging kom nadat die Hooggeregshof in die Wes-Kaap 'n dringende aansoek van die EFF teen die stygings in die brandstofheffing met koste van die hand gewys het. Die EFF wou met die dringende aansoek keer dat die heffing in werking tree, maar betwis ook die minister se magte om wel 'n heffing in te stel. And what will be argued in Part B is that any legislative provision that permits the minister to increase the fuel levy is unconstitutional. Voorlopige data van die Sentrale Energiefonds het 'n daling van 19 sent per liter in die petrolprys en 50 sent per liter in die dieselprys getoon. Dit is egter teengewerk deur die minister van Finansies, Enoch Godongwana, se brandstofheffing van 16 sent per liter vir petrol en 15 sent per liter vir diesel, wat hy tydens die begrotingsrede in Mei aangekondig het. Ekonome sê die heffing sal nie 'n beduidende impak op inflasie hê nie. Overall, we expect the increase of the fuel levy to have an impact of less than 0.5 percentage point on the overall inflation, and it could actually be much less than that. So we do not really expect a significant direct impact from the increase of the fuel levy. Godongwana verwag dat die brandstofheffing 3,5 miljard rand tot die fiskus sal bydra. Die owerhede in die VSA ondersoek die dood van 'n Suid-Afrikaner in West Virginia en 'n slagoffer van geslagsgebaseerde geweld, vertel van haar ervaring. Bly ingeskakel vir die en ander nuus net hierna. Welkom terug. Die Suid-Afrikaanse ambassade in die VSA verskaf bystand aan die familie van King White Town van Kaapstad. Die 32-jarige White is na bewering deur haar Amerikaanse man, Alexander Town, vermoor. Town is in hegtenis geneem. Die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking het die dood van 'n Suid-Afrikaanse burger in West Virginia bevestig. Fondse word ingesamel deur ene Lauren Dalkarme op 'n aanlyn platform. In die gepaardgaande beskrywing sê Dalkarme, hulle maak met leedwese die afsterwe van White bekend. Volgens Dalkarme het White haar lewe verloor in 'n voorval van huishoudelike geweld in Chantilly, Virginia. Die fondse sal volgens die inskrywing die familie help om White se oorskot te repatrieer, aangesien die proses ingewikkeld en duur is. 'n Woordvoerder vir die minister van Internasionale Betrekkinge en Samewerking, Crispin Piri, het 'n verklaring namens die minister uitgereik. Hiervolgens word die omstandighede rondom die dood ondersoek deur die geskikte Amerikaanse owerhede. Uit respek vir die ondersoek, die sensitiwiteit rondom die kwessie, as ook die privaatheid van die bedroefde familie, gaan die Suid-Afrikaanse regering nie tans verdere kommentaar lewer nie. The South African government confirms with deep sadness the tragic passing of a South African citizen in West Virginia in the United States of America. The Minister of International Relations and Cooperation, Mr. Ronald Lamola, has extended condolences to the bereaved family during this profoundly difficult time. Dit blyk dat White die ma van 'n peuter was ten tye van haar dood. Mariska Botha
SAIK nuus, Kaapstad. Die SAIK het eksklusiewe onderhoud gevoer met 'n vrou wat beweer dat sy ontvoer is deur een van die verdagtes in die moordsaak van Olorato Mongale. Sy beweer ook dat hy deel van 'n syndikaat is wat vroue teiken en roof by winkelsentrums. Dit nadat sy en 2 ander slagoffers na bewering 'n stem in 'n onderhoud herken het. Die vermoorde Mongale se lijk was meer as 'n week gelede naby Alexandra in Johannesburg gevind. Na die SAIK se breedvoerige dekking van die moord op die 30-jarige Mongale, as ook die skietdood van Makanya, het 3 slagoffers na vore gekom nadat hulle na bewering die stem herken het as hulle aanvallersin. Die SAIK het 'n onderhoud gevoer met Makanya se vriend wat beweer het dat hulle deur 'n syndikaat geteiken is. Jessica, 'n skuilnaam, is een van die slagoffers wat haar vreesaanjaende ervaring gedeel het en beskryf het hoe sy 'n man ontmoet het wat haar ontvoer het. He took out a knife and those laser things that shock people. He took those 2 things out and he was like, I need you to keep quiet and don't scream. I screamed. I remember saying help because I could see people walking on the other side of the road, but because the windows were tinted, obviously you can't even see what's happening inside. Die slagoffer het glo die oortreder gesmeek om haar nie dood te maak nie. Sy verduidelik ook hoe hulle na bewering slagoffers teiken. He just said to me that we are slay queens on social media and we go around asking men for money and that's how we are able to maintain our lifestyle. I said to this guy, I'm working, I work my 9 to 5, I have no reason to do that. I prayed because they were just talking with this girl that he was with. Anyway, he asked me, so are you ready to die? He even asked me, so is this the first time this is happening to you? I was like, yes, it's the first time. And he said to me, at least you have learned a lesson. Jessica sê nadat sy die moord op Mongale in die nuus gesien het, moes sy haar storie vertel om ander meisies te beskerm, veral omdat sy oorleef het. Slagoffers word aangeraai om die nommer te bel vir enige inligting. 082 778 9035. Die omstrede geestelike leier en raadgewer van Amerikaanse president Donald Trump, pastoor Mark Burns, verwerp beweringe van 'n volksmoord op wit Suid-Afrikaners. Burns het Suid-Afrika besoek om agter die kap van die byl te kom oor beweringe van 'n wit volksmoord in die land. Die bewering was 'n sleutelrede vir die vlugtelingstatus wat die FSA aan Afrikaners toegestaan het. Dit het ook 'n gesprek tussen Trump en president Cyril Ramaphosa in die Withuis oorheers. Burns het vergader met politici en sakelui in Suid-Afrika wat Afrikaanssprekendes ingesluit het. Hy het aan die SAIK-korrespondent Shawn Bryce Peace gesê dat Suid-Afrika 'n geweldsmisdaadprobleem het, maar dat dit nie op stelselmatige uitwissing van een bevolkingsgroep neerkom nie. I have been spoken to many different former apartheid leaders, many different white farmers, Afrikaners in business. They were extremely shocked to discover that this was the narrative that was being played out in Washington, D.C., and that they wanted to assure me that was not happening. Volgens Burns is 'n ondersoek nodig oor wat aanleiding gegee het tot die Amerikaanse vlugtelingstatus vir Afrikaners. I think that it most definitely should be investigated by South Africa government and the United States government, and to continually find out how were these people able to communicate this message. Vra heers oor die stand van die handelsverhouding tussen die twee lande. I believe that the relationship has been reset. My prayer is that President Trump do come to the G20 and that the key is, the baton is passed from South Africa to the United States of America, that the 31% trade is dropped down to something that would not hurt the economy of South Africa, and AGOA, which is about to run out, that you two will continue to qualify for the benefits of being members of AGOA. Intussen het 'n tweede groep sogenaamde Afrikaner vlugtelinge oor die naweek in die FSA aangekom. Kom ons kyk hoe die markte om 8uur vanaand vertoon het.
En ons gaan net hierna voort met die sportnuus en die weer vir môre. Sien jou net na die reklamebreek. En dis waar ons jou groet vanaand. 'n Mooi aand verder. Totsiens. Goeienaand en hartlik welkom by die weer. Vir vannag baie mooi weer in die sentrale gedeeltes van die land. Dan sien ons ook 'n 60% kans vir reën langs die Weskus en 'n koue front wat dan op beweeg langs die Ooskus. Vir môre 'n 30% kans vir reën langs die Suidooskus. Dan is daar ook 'n 30% kans vir reën in die noordelike dele van die land. Andersins mooi weer in die sentrale gedeeltes van die land. Vir vannag is daar 'n waarskuwing uitgereik vir rowwe see toestande langs die Ooskus. Vir môre is daar ook 'n waarskuwing uitgereik vir rowwe see toestande langs die Ooskus. Dit strek al die pad op tot en met die kus van KwaZulu-Natal. Dan is daar ook 'n waarskuwing uitgereik vir sterk wind langs die kus van KwaZulu-Natal. Ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. Ons begin in Gauteng. Mooi weer en sonnig. Ons sien ons maksimum temperature is bo 20 grade. Bronkhorstspruit 'n maksimum van 22 en dan Johannesburg en Springs albei 21. Ons volgende provinsie is Limpopo. Ons sien dit is koel met reën wat verwag word in gedeeltes van die provinsie. Phalaborwa 728, Messina het 'n maksimum van 28 en dan Bella het 'n minimum van 4 en 'n maksimum van 24. In Mpumalanga reënerig in Mashishing met 326, Skukuza maksimum van 26 en dan Secunda het 'n minimum van 2 en 'n maksimum van 25. KwaZulu-Natal Vryheid 715, Pietermaritzburg 916 en dan Richards Bay en Port Shepstone albei 'n maksimum van 18. In die Oos-Kaap baie koel in die provinsie, Graaff-Reinet 214, Komane 'n minimum van 1 en 'n maksimum van 13 en dan Makanda 'n maksimum van 15. In die Wes-Kaap sien ons dit is baie koel ook in die provinsie, Lensburg 415, Kaapstad 1117 en dan Beaufort Wes het 'n maksimum van 14. In die Noord-Kaap Kroeman 323 en dan Sutherland het 'n minimum van -2 en dan 'n maksimum van 14. In die Vrystaat Sasolburg 320, Bloemfontein 119 en dan Frankfurt 'n minimum van 6 en 'n maksimum van 19. Ten slotte Noordwes Hikeng 523, Ottosdal 621 en dan Taung 'n minimum van 4 en 'n maksimum van 23. Dit is dan al van my en die weerdiens. 'n rustige aand verder.